Welkom almal, vandag kyk ons 'n bietjie dieper na die Urania beweging, maar ons doen dit op 'n baie spesifieke manier. Ons gaan slegs kyk na wat hulle self geskryf het. Dis reg, ons gaan probeer verstaan hoe hulle hul eie storie vertel, heeltemal in hulle eie woorde. Goed, kom ons spring sommer dadelik weg. Die heel eerste ding wat jy in hierdie geskrifte raaklees, is 'n baie sterk idee. En dis dat geen storie ooit heeltemal objektief is nie. Jy sien, hulle argument is dat elke skrywer, of dit nou 'n joernalis is of 'n geskiedskrywer, onvermydelik die feite 'n bietjie inkleer. Hoekom? Wel, om by hulle eie siening van die wêreld te pas. En dit is presies die vraag wat ons vandag gaan probeer antwoord. Wat gebeur as 'n hele gemeenskap sê, wag 'n bietjie, ons gaan ons eie storie vertel, vanuit ons hoek. Kom ons kyk na die motivering en die visie wat agter Urania sit, soos hulle dit vir ons verduidelik. Eerstens, om te verstaan wat hulle probeer doen, moet ons eers verstaan hoe hulle na die wêreld kyk, en veral hoe hulle kyk na die stories wat ons almal oor die wêreld vertel. Hulle gebruik hierdie voorbeeld en dis nogal treffend. Kyk hier, presies dieselfde historiese gebeurtenis, maar twee heeltemal verskillende opskrifte. Hoekom? Want die skrywer se wêreldbeskouing, wat hulle die Duitse term Sitz im Leben noem, of 'n mens se plek in die lewe, bepaal alles. Dit bepaal hoe jy die storie vraam. So, die groot punt wat hulle hier maak, is die volgende. Jy kan nie 'n teks regtig verstaan as jy nie die skrywer se konteks verstaan nie. Jy moet weet waar hy vandaan kom. En dit geld vir alles. Nuus, geskiedenis, selfs vir ontleding soos hierdie. Goed, so met daai idee in gedagte, kom ons kyk hoe hulle die wêreld van vandag diagnoseer. Wat is in hulle oë die stootfaktore wat 'n projek soos Urania nodig maak? Hulle vertel 'n storie, 'n soort gelykenis van 'n groot hond. Hierdie hond staan agter 'n heining en hy blaf en hy grom vir almal wat verbykom. Maar dan, eendag, staan die hek waawyd oop. En die hond, hy kom nie uit nie. En hulle gebruik daai storie om 'n vraag te vra. Het ons dalk soos daai hond geword? Het ons as samelewing so gewoond geraak aan ons einings, ons gewoontes, ons vrese, dat ons nie meer die oop hek na ware vryheid raak sien nie? En dan raak hulle baie spesifiek. Hulle praat van 'n aanspraakkultuur. En weet jy wat se voorbeeld hulle gebruik? Daai bekende McDonald's regsgeding oor die warm koffie, as 'n teken dat mense nie meer persoonlike verantwoordelikheid aanvaar nie. Hulle wys ook na die verval op die platteland en wat hulle sien is die mislukking van 'n groot sentrale regering. Nou, in reaksie op hierdie diagnose van die wêreld, wat is hulle antwoord? Wel, dit kom alles neer op een sentrale beginsel: radikale selfwerksaamheid. Hulle sê dit baie duidelik. Vryheid is nie iets waarvoor jy wag of wat iemand vir jou kan gee nie. Dis iets wat jy self moet bou. Steen vir steen, jou eie hande werk. En hierdie eenvoudige frase som eintlik hulle hele praktiese filosofie op. Moenie wag vir iemand anders nie. Moenie afhanklik wees nie. Rol jou eie moue op en begin werk. En dis nie net praatjies nie, hulle wys na konkrete voorbeelde. Kyk hier, 'n waternetwerkopgrading van 10 miljoen rand, selfbeplan, selfbefonds en selfgebou om vir 'n toekoms van 10.000 mense voor te berei. Hierdie syfers wys vir ons daai fokus op tasbare en meetbare groei. Dit gaan daaroor om die kapasiteit te skep, om die fondasie te lê vir 'n gemeenskap wat baie groter kan word. Hier's 'n fantastiese voorbeeld van hoe daai selfmoue oprol in die praktyk lyk. Hulle noem dit die groep selfboumodel. Dis nogal slim. Kyk, die idee is eenvoudig. 'n Klomp gesinne kom bymekaar. Hulle kry 'n lening, maar net vir die boumateriaal. En dan bou almal saam aan almal se huise. Daai sweet equity, soos hulle dit noem. Die sweet in die harde werk word dan jou paaiement op jou eie huis. So maak hulle huiseienaarskap vir mense moontlik. En hierdie selfdoen beginsel stop nie by huise bou nie. Dit gaan veel verder. Hulle bou hulle eie instellings, van hulle eie skool tot hulle eie finansiële koöperasie tot hulle eie plaaslike regering in die vorm van 'n dorpsraad. So, waarin is dit alles op pad? Wat is die einddoel? Wel, die geskrifte is duidelik dat hierdie 'n langtermynprojek is. 'n Strategie wat oor generasies strek. Hulle strategie is een van organiese groei. Die idee is dat Urania die beginpunt is, die groeipunt. Dit begin as 'n dorp wat moet groei tot 'n stad, dan uitbrei na 'n streek en uiteindelik 'n staat. Nou, hulle is ook baie realisties oor die uitdagings. Hulle skryf openlik oor die politieke druk en die sterk teenkanting wat hulle in die gesig staar. Hulle sien dit as 'n konstante realiteit van hulle projek.
Maar dan, aan die ander kant, beklemtoon hulle ook hierdie tipe reaksies. Hulle wys daarop dat hulle model van selforganisasie en selfwerksaamheid al lof gekry het uit oorde waar jy dit dalk die minste sou verwag. Goed, die laaste vraag is seker, hoe sien hulle alself in verhouding tot die res van Suid-Afrika? Is die idee om heeltemal afgesonder te wees? Wel, hulle tekste stel eintlik 'n baie spesifieke raamwerk voor. Nou, hier is waar dit vir my regtig interessant raak. Hulle gryp na die natuur, spesifiek biologie, om te verduidelik hoe hulle dink verskillende groepe mense met mekaar kan saamleef. Jy kry mutualisme waar albei partye voordeel trek, kommensalisme waar een voordeel trek en die ander nie gepla is nie, en parasitisme waar een ten koste van die ander leef. En die ideaal wat hulle voorhou is mutualisme. Hulle sê duidelik, die doel is nie vyandheid of totale isolasie nie. Dis eerder konstruktiewe samewerking. Dink aan die heuningwyservoël en die rattel wat saamwerk om heuning te kry. Twee heeltemal verskillende wesens, maar hulle werk saam vir wederwysige voordeel. Dis die model. So op die ou end, of jy nou saamstem of nie, die storie wat die Orania-beweging oor hulle self vertel, laat jou met hierdie groot vraag, in 'n wêreld wat meer en meer verbind is, wat beteken dit regtig om jou eie te bou?